Hallo en welkom. Hierdie naweek kamp ons in ons eie stukkie bosveld. Ek praat van houtbommas, woodfire hot tubs en voëls so groot soos die kampstoele. Ja, nee, ek praat net van Hooikraal Tented Camp hier buite Heidelberg in die Weskaap. Dit is so 10 kilos uit Heidelberg uit, maar jy sal nooit sê ons is naby die tuinroete nie. Met bosveld landskap praat ek van alwyne, lang gras, bosse en dan natuurlik doringbome vir die mense van Nieu-Seeland. As jy hulle lanklaas een gesien het, hier is hope van hulle. As jy graag in die bosveld wil bly, maar jy is nie lus om 'n tent saam te bring nie, of jy het dalk nie die vermoë om 'n boswa saam te trek nie, daar's nie te veel probleme hier nie. By Hooikraal Tented Camp is dit net soos die naam sê. Hier het hulle een van vele opgeslaande tente. Hier binne sal jy nou kry. Hier is genoeg plek om jou kar te parkeer. Daarso is 'n ketel vir jou warmwater. Ja, ek maak nie grappies nie ouens. Hierdie is jou geyser. Daar kan jy hom lekker warm maak. Of as jy dan nou wil gebruik maak van die hot tub, dan maak jy nou vuur daar binne en dit maak al die water warm wat dan na jou hot tub toe gaan. Ek het nie gegrap toe ek gesê het, dit is die geyser nie. Dis hoe dit werk hierso. Dit is mos maar bosveld wêreld. Hier is hoe die tente lyk. So jy het 'n bietjie van 'n afdak hier waar jy kan sit en koffie drink uit jou geyser uit. En dan hier binne, dit is nou die model wat 2 mense slaap. So hier het jy 'n bed, 'n bietjie van 'n kosmaak area. En dan hierdeur is jou badkamer. Alles mooi netjies toegekamp hierso. Daar's jou wasbak met lopende koue water. En so lyk dit dan. Daar is jou stort. So wat hier gebeur, jy trek die ou, en dan tel jou stort op tot waar jy hom wil hê. En dan maak jy dan nou vuur. En met jou ketel gooi jy dan jou warm water hierin. En dit is hoe jy stort. Dit is eintlik 'n baie goed uitgedinkte manier. Dis is om load shedding stage 10 die hele tyd te hê. So ja, ons Suid-Afrikaners is maar gewoond aan die idee. Maar dis hoe dit werk hierso. Ek het netjies is die gras gesny. Hier is maar buitelewe. Dit is in die bos. Pragtig. So die gedeelte waar ons tent opslaan is die area. Jy het baie doringbome waaronder jy kan sit. Daar het ons ook 'n bietjie van 'n splash pool. Hy het nou nie 'n warm maak gedeelte by nie, maar hy is daar. Dan het ons ook 'n vuurput. En hier is waar die karavaan dan nou, of eerder die sleepwa opgeslaan is. En dan as jy hier deurkom, is dit die ablisieblokke. Ek wil julle graag wys hoe lyk dit. Want ek dink nie dit is iets waaraan julle gewoond is nie. So daar is die toilet gedeelte. En hier is nou jou deur. As jy nou hier aankom en jy wil hê ander mense moet uitbly, occupied. Dit is baie netjies aan mekaar gesit hierdie. Alles is mooi skoon. En dis hoe dit lyk. Hulle verskaf of jou die wit goud. So daar is nie moeilikheid om jou te moet saamry nie. Nou ja. Paar wyse woorde was nou nog nooit verder gesê. Hierdeur het jy die opwasgedeelte. Maar ek sê opwas, dis eintlik maar net 'n wasbak. Also het jy plek om iets te hang. 'n bietjie van 'n spieël om jouself te groet in die môre.
En as jy dan nou hierdie kant toe kom, het jy die stort area. Weer 'n keer, daar is daai selfde deur. En dan hierin is jou stort. So die hele storie lyk so. En dan as jy hom dan nou hier trek, dan kan jy nou bepaal op watse level wil jy hom hê. En dan maak jy dan nou daai kraantjie oop vir die water om uit te kom so sterk soos jy wil hê. Omdat die ablisieblok gedeel word deur die kampeerders wat hierso is daar daarom 'n bietjie van 'n makliker manier om jou warm water te kry. Jy hoef daarom nou nie die keer vuur te maak onder hom nie. Maar jy het 'n keuse. Daar is jou koue water. En daar is jou warm water. En jy maak alles hier bymekaar in die emmer. En daai emmer gooi jy dan uit in die stort. En dit is hoe jy warm water by jou stort kry. Of by jou wasgeriewe kry. Of daai klas ding. So ja, jy kry so 4 minute se storttyd in daai sak uit. Wat vir jou dan meer as genoeg tyd gee om klaar te stort. Maar as jou water dan nou klaar raak, intussen moet jy nou asseblief jou buurman vra om gou vir jou warm water te bring aan die stort. Of jy moet nou maar uitkom vir jou warm water kom haal. So jy moet of vinnig stort of nie regtig omgee dat jou bure jou in so 'n posisie sien nie, jy sien. Net weer so die badkamer van ver af. En ouens, hier is ook nie krag nie. Hier is geen krag nie. Gelukkig kom die sleepwaandjie met sy eie sonpaneel. So ons het daar 'n redelik manier om onsself te help hierso. Ons het ook gas, wat dit vir ons maklik maak om kos te maak of om 'n ketel te kook. Maar ja, nou kom hy tipiese vletjie ketel weer deur, nee, dit is daarom so 'n eie ander kampterrein. So ja, nee, jy weet, dit is een van daai dinge. Maar as jy na 'n Echo Camp toe kom soos wat hierdie is dit hoe dit werk. En ek moet jou sê, hier is net genoeg selfoonopvangs om mense te kan laat weet jy is hierso. Maar hier is nie genoeg om actually te kan werk nie. Maar daar is daarom so 10 kilos van hier af in Heidelberg is daar plekke wat vir jou gratis wifi bied as jy daar so by hulle koffie drink of so. So ja, ek weet nie of dit 'n sleg idee is vir 'n bietjie van 'n breakaway, kom ons noem hom maar so. Want hier is definitief nie allerhande syne om jou te steur nie. So hierso kan jy nou sit en jou ding doen. As jy kies om in die aand te wil gaan stort, hierdie is jou beligting. So 'n lekker console solar jar is net die antwoord vir jou. Kom ek wys julle net een van die ander tente hierso. Dit is nou 'n bietjie kleiner model. As ou nou hier opkom, kan jy sien daar sy afdak. Alles daarom lekker in die koelte. Hier stap jy hier op. Hierdie ou slaap nou net 2. So hy het 2 enkelbeddens, maar jy is meer as welkom om hulle te skuif soos jy wil. Dis al wat hier binne is. En dan aan sy buitekant het jy daar 'n plek om bietjie in die oggend iets te eet. Hierdie bad maak jy vuur aan die onderkant. En dit is dan nou seker waar jou warm water vandaan kom. Of jy kan daai ketel gebruik, jou geyser. Daai kraanwater kry. En 'n lekker koue bad vat jy wil. Jy moet maar vuur maak. En dit is hoe jou uitsig lyk as jy dan in die bad sit met 'n lekker glas rooiwyn of daai glas ding. En hier het jy daar 'n plekkie vir bietjie braai en so. Ons kyk na 'n muis. Hy sit hier in die middel van die skerm. Hey Piet! Piet muis! Die tent area is redelik groot. Ek wil nie sê dat die staanplekke het 'n baie spesifieke grootte hierso nie. Ek dink hier staan maar waar jy plek kry, maar ek dink offisieel is hier omtrent 6 staanplekke. Hier is nog 'n ablisieblok hier in die kampeerarea. Dit is nou waar meeste van die stands is. As jy nou daardeur gaan.
Hierdie keer, daar is jou warm water, daar skuil hy daar in die hoekie. En dan, daar is jou wasbak. En daar verder kan jy sien, daar download jy nou die dagse gebeure. Maar ja, gedeelte van hierdie manne soos daai. Jy moet maar op die uitkyk wees vir hulle, hoewel hulle nie skadelik is nie. Lyk hulle baie scary. Oeh, nee, ek kan nie gaan sonder krag nie. Ek weet nie wat doen jy sonder krag nie. Kom, weet jy wat doen jy sonder krag? Jy lê. En jy ontspan. Baie goed vir jou bloeddruk. Baie goed vir jou bankrekening. Nou ja, die klasding kry ou nou as jy sonder krag in die bos sit. Ons het natuurlik op hotel toe ons 40 satelliete gesien het. En iets wat nie 'n satelliet is nie. Maar ons weet nie eintlik wat dit is nie. En ons het ons blinkoentjies by die huis gelos, so ons sal daai en later sal ons uitdink. Ons het ook uile gehoor. So ja, geweldig rustig hierso. Piknag donker is net die vuurtjie. So twee goed wat my verbaas het nadat ons alles ervaar het, is die eerste een is die wind wat nie opgedaag het. Ons het soos niks wind gehad hierdie naweek nie. En ek dink dis oor dat hierdie hele kampterrein in soos 'n kloof tipe ding is. So al die wind gaan bo-oor, daai tipe ding. Maar ons het soos niks wind gehad nie. En die ander ding wat my baie verbaas het, is hoeveel water in daai stortsak pas. Ek dink as jy hom tot bo toe vol maak, is dit te veel vir een persoon. Mag ons 'n bietjie min vir twee persone wees. Maar dis nie dat jy jou water hoef te reguleer of wonder of jy gaan klaar kry wat ook al nie. Daar's genoeg water in. So ja, daai stortsakke is eintlik 'n baie goeie idee gewees. So ja, dit was nou Hooikraal gewees julle. Ons nou lekker gekamp hierso. In die 2 dae wat ons hier geslaap het, het ons 24 uur geslaap. So ja, dis die meeste ek in my lewe geslaap het nog ooit. Maar ja, baie lekker gewees. Dit is immers wat ou kan doen as jy kom ontspan. So ja, Jaco, baie dankie dat ons hier by julle kan kom kuier het. En ons sien julle in Canola tyd.